Ja, ons is vandag hier by 'n wonderlike geleentheid. Dit is die Goliath van Gat pampoenkompetisie wat aangebied word deur Cullinan Boere-Unie, een van TLSA se affiliasies. Nou ons wil vandag vir hierdie mense sê, vir 17 jaar het hierdie kompetisie aangebied. En ja, ek dink dit was die eerste in ons land en nou hou baie mense reg deur die land ook hierdie kompetisie. Wêreldrekords van oral oor hoor ons, jy weet, en dit is eintlik 'n besonderse geleentheid. En wat vir my so besonder mooi is dat Cullinan Boere-Unie na hierdie kompetisie altyd hierdie pampoene vir liefdadigheid beskikbaar stel. Maar weet jy, Koot, ek sien daar's Henry Kombrink. Hy is die voorsteur van Cullinan Boere-Unie. Kom ons gee hom gou 'n bietjie nader, dan gesels ek met hom ook. Ja, goeiemiddag Henry, is heerlik om vandag weer hier by die pampoenkompetisie te wees. Baie geluk by voorbaat. Is nou nog in die begin, is nog by die aflaai en die stadige regmaak vir inweeg. Die aanloop tot die pampoenkompetisie. Praat bietjie met ons Henry, wat was jou ervaring en jou belewenis vanjaar? Het jy goeie inskrywings gekry? Binne jaar, die 17de jaar wat ons dit doen, wat baie lekker is 'n groot uitdaging. Dit word elke jaar 'n groter uitdaging. Maar ons het goeie inskrywings, ons het baie belangstelling gehad deur die loop van die jaar. Almal was maar skepties gewees oor wat gaan dit gebeur? Daar is kompetisies wat afgestel is. Ons kon gelukkig kan ons dit deurdruk om dit gedoen te kry hierdie jaar. So ons het goeie inskrywings gekry en ek dink die beste wat ons in die laaste paar jaar gehad het. Dink jy ons gaan ons plaaslike rekord van die jaar oortref? Is daar 'n kans? Ek dink ons staan 'n kans om die huidige Goliath van Gat van 565 kg te oortrek. Wel, dit is iets besonders. So kom ons kyk, ons gaan 'n bietjie vandag rond beweeg, ons gaan die ding dophou. Dit is nou in die beginfase, soos ek sê, die pampoene kom nog in, ons weeg nog, ons hou hom fyn dop. Dit is interessant, ek dink jy het nou van jare 'n paar kompetisies hier. Dit gaan nie net oor die grootste en die swaarste nie, maar dit gaan ook oor die lelikste en die snaakste ene, nê. Wat? Ja, Benny, as ons nou praat van die snaakste pampoen, dan is nou 'n goeie voorbeeld hierso. Ek het vroeër die grap gemaak en gesê dis Einstein se brein. Ja, dit is nou maar net 'n snaakse uitspeel wat hier gebeur het, wat ons nie weet wat die oorsaak is nie, maar dis baie interessant. Die ou het inteendeel al twee die pampoene wat hy gegroei het lyk so. So. Ja. Dink jy dis 'n klimaatsfaktor wat hy miskien? Nee, ek dink dit is meer 'n faktor van bestuiving en daai klas van goeters wat dit veroorsaak. Baie interessant. Kom ons stap so deur. Daar lê die groot meneer aan die ander kant. Kom ons gaan kyk nou. Ek stap voor. Ja, Henry, elke jaar kry ons die tradisionele inskrywings, jy weet, van die gewone, kom ons sê hier 26 kg tot so by die 120 kg. Daarvan kry ons al 'n klomp. En ek dink jy sal dalk nog 'n klomp inkom, want dan het ons altyd daai paar maniere, nê. Ja, nee, daar's maar altyd die ouens wat regtig hard gewerk het om groot pampoene te kweek en ons is nou besig daarso om Sonja se pampoen te weeg. En dan aan hierdie kant sit ons met... Kyk net bietjie hierdie kant toe. En hierdie is Piet Joubert se pampoen. En daai Sonja Joubert se pampoen. Hulle is albei hier van Verwoerdburg, Centurions. Goed. Hy groei, al hierdie pampoene is nie op 'n plaas gegroei nie, dis agter in 'n erf gegroei. Dis baie interessant. So dit wys jou net ons kan kos enige plek maak, nê. Ja. Kom ons kyk net bietjie hier. Selfs daai, ek dink amper daai ene is in 'n meentuis kompleks gegroei. Die ou moes hom oor 3 meter heining stel met elektriese drade en alles om daai pampoen daar uit te kry. Dis 'n uitdaging, ek hoor jou. Hierso by Henry. Dis Wikus Lambrecht van 'n Bylpark se pampoen. Hierdie ene en die wit ene aan die ander kant. Albei syne. Albei syne, ja. So eintlik is die ene sy ma se pampoen. Dis 'n pampoen. Hy het so 'n videoetjie gedeel vanoggend van eintlik 'n pampoen wat sommer daar een kant opgekom het en sy ma het gesê los die ding. Ja, wat sê jy van sy ma se pampoen? Daai pampoen het daar agter in die tuin opgekom. Nadat die ander pampoene nou al dood gegaan het. En sy ma het gesê los hom. En dit was nou nie eens 'n hoofrank, dit was nogal 'n syrank en al daai klas van goed. En toe het hulle hom nou maar regtig net gepamper lang en gesorg vir hom en alles en kyk waarmee sit ons nou. Dit is baie interessant, weet jy. En natuurlik, Henry, as alles verby is, dan gaan hierdie pampoene vir liefdadigheid. Weet nie, dis wat vir my die lekkerste is.
elke jaar van hierdie kompetisie, van die mense wat ons kontak en sê, hoor hierso kan ons pampoene kry, ouertehuise, gemeenskappe, jy weet, mense wat sukkel, gemeenskappe wat sukkel en so, en wat sê, kan julle vir ons pampoene gee? Ons werk deur 2 organisasies, Volkshof 2000 en Doulos, wat 2 welsynsorganisasies hier in Pretoria is. Wat vir my baie lekker is al hierdie pampoene gaan na blanke plakkerskampe en blanke gemeenskappe waar daar groot behoefte is. Ja, en ek is daar besig om daai pampoen nou die goeders, die bande om te sit om te gaan kyk hoe gaan hulle weeg. Het jy 'n spesifieke punt waar jy hom gaan weeg? Ja, die skaal is op die vurkheiser. So die skaal is op die vurkheiser, Ja. dit is baie prakties. Ja, ons het van daai elektroniese vragselle. So dis nie 'n skaal met 'n meter of 'n ding nie, dit is 'n skaal, dis 'n vragstel eintlik. As Kobus my nou praat van Loutech oor die ding, ek noem dit 'n skaal, hy sê dis nie 'n skaal nie, dis 'n weegsel. Dis maar dieselfde tegnologie wat gebruik word by jou beeskale en al daai 3 punte, daar so mooi. Ja, daai elektroniese. En die skaal is geëik en alles, nee. Klaar, die skaal word elke jaar vir ons geëik deur Loutech en hulle sorg dat ons die regte gewig kan deurgee aan die einde van die dag. En vriende, borge, ondersteuners wat help om hierdie ding moontlik te maak, Henry. Ons is regtig bevoorreg, Benny, om baie betrokke en goeie borge te hê, wat 'n baie lang pad saam met ons stap. Ek dink Loutech wat nou vir ons die skaal gee, die weegselle wat ons gebruik, is al vandat ek betrokke is en dis nou al 15, 16 jaar, is hulle deel van die kompetisie. Dan sit ons met Uitkyk Vleismark, wat ons hoofborg is, finansiële hoofborg is, waarmee ons prysgelde en goed kan betaal. Ek meen die eerste prys vir die grootste pampoen is R15,000. En boonbehalwe dit, sou ons 'n SA rekord hê, borg hy 'n addisionele R25,000. So, ja, en dan het ons nou kleiner borge, ons het Protech, Hygrotech is die mense wat vir ons die saad inbring van Amerika af, daai Dill Atlantic saad, wat nou die oorspronklike saad is van die groot pampoene. Ou baas Howard Dill het dit donker jare terug begin, en is baie groot in Amerika. En dan het ons nog kleiner borge wat so af en toe betrokke is, maar op hierdie jaar het ons nou Hygrotech, Protech. Protech is natuurlik nou die ouens wat gifstowwe en goed vervaardig om ons plante te kan beskerm teen insekte en al die goggas en goed wat hom wil opeet. Henry, wat is Goeluit van Gat se rekord sover in die verlede gewees? Ons staan op 565 kg. Dit was in 2019 as ek dit nie mis het nie. Daarna het ons nou nog nie weer 'n rekord gehad nie. Ongelukkig het die Kaapenaars ons so 'n bietjie getroef laas jaar met 'n pampoen van 860 kg. Maar ja, ek dink as ons hierdie ene so kyk, gaan ons 'n nuwe Goeluit van Gat rekord hê. Maar nie 'n nuwe SA rekord nie. Dis interessant, hoor jy so in die wêreldrekord? Het jy met jou kop uit? 1190 kg, en wat van die mees interessantste van dit is, nee, dit kom uit België uit. Dis nie uit 'n warm staat uit of iets van die aard nie, dit is 'n ou in België wat die pampoen gegroei het in 1190 kg. En vir julle by Tallinn en Boere-Unie, vir jou spesifiek wil ons sê baie geluk. Dis 'n besonderse ding vir ons van TLSA as een van ons affiliate. Wil ons vir julle sê geluk en sterkte met hierdie en ons hoop die dag gaan mooi loop. Hy's nog lekker in sy begin. Die mense is besig om nog in te stroom en ons hoop dit gaan 'n wonderlike dag wees. Is dit 'n pampoen of 'n tamatie? Dis 'n tamatie. Tamatie, ja. Henry, ja, hier kyk ons nou nie na 'n pampoen nie, maar na 'n tamatie. Wat ook iets besonders is. Hy is nou saam met hierdie groot pampoen het hulle dit daar tentoongestel. Ja, hierdie is nou 'n interessante tamatie natuurlik, né? En hy's nogal 'n gewigtige meneer. Ek skat hom seker hier. Wat dink jy? Ek sal sê seker so 6 na 800 gram toe.
Ja, ek dink Dink jy's hoor? ja, ek dink hy's oor 'n kilogram. Dink jy's oor 'n kilogram? Ja. Ek is nie baie sterk in die kombuis nie, dis so. Ek gaan maar Maar ja, nee, gaan haal. Sy sê jou Dis presies. sê. presies sê. Jy het net een nodig om 'n slide te maak. Ja, dis ook waar nee. Maar hierdie ander pompoene hier op die grond. Hierdie lang Dis 'n kalbas of in die Engelse terme long gourd. goed. So dis maar 'n kalbas, een van die kalbas tipes. Wat Wikus nou gegroei het. Dis baie interessant. ja. En hier in die voor hierdie snaakse bedryf. Daai is maar jou gewone kalbasse. En hy het maar net so Hy het net 'n snaakse vorm gekry, ja. Maar weet jy met kalbasse het mense al baie dit gekry in die verlede. Mense maak baie keer ornamente daarvan. Dis hè. ja. Ek weet een van ons lede daar by Grootdrink, naby Appington, het 'n kalbas padstal waar hy juist uiteenlopende kalbasse het. Hulle groei dit daar, jy weet, om baie spesifiek dit dan as ornamente te bedryf. Ja, die ander ding wat mense natuurlik oor kan praat is die smaaklikheid van hierdie pompoen. Het hulle baie grove vesel? Skep dit 'n bepaalde probleem vir eet of is dit aanwendbaar? Hy kan 'n bietjie veselrig wees, maar nie te erg nie. Maar hy is wel 'n bietjie waterig. Goed, so hy behou baie vog en so. Maar ek dink as jy dit weet in jou voorbereiding en wat jy daarmee doen, jy weet, kan jy daar volgens aan kompenseer. Het sy dan pompoenkoek of pompoenterte maak, Ja. pompoenkoekies, daar's soveel variante wat jy kan doen met pompoen, hè. Ek meen daai jaar toe ons daai groot pompoenpastei gebak het. Ja. Toe het ons ook van die goedheid van gatpompoene gebruik. Dis korrek. Jy pas maar net jou water aan die einde van die dag om Ja, ek onthou dit was nog 1 ton pompoen, is ek reg? Ja, 1240 kilogram. Ja. En hy wêreldrekord staan steeds. Nee, weet jy, ons kon hom ongelukkig toe nou nooit registreer nie. Maar daar was toe ouens in Amerika wat weer 'n groter een gemaak het. Ja, iets besonders. Ja. Ja, daar sê nee, dis baie interessant. Wikus, praat met ons. Dis ongelooflik wat jy hier weer reg gekry het. Ag, baie dankie. Vertel vir my, het jy 'n spesiale resep? Iets wat jy kan deel met mense of is dit daai geheime ding wat net joune is? Want ek glo die groot geheim is en hom sal by Piet ook hoor, Piet Berg. Hy is my mentor amper hier rond, baie by hom geleer in jou grond is baie belangrik om reg te wees. Dis maar soos 'n fondasie van jou huis. As jou fondasie nie reg is nie, jou grond nie reg is nie, gaan jou pompoen platval, jou huis gaan platval. Dis maar Het die jy storie. spesifieke, het jy leemgrond nodig, kleigrond, sandgrond, is dit Ja. humusryke grond, is dit goed voorbereide grond met 'n sekere soort kunsmis? Persoonlik wat ek in groei is 'n leemgrond, bietjie rooi, bietjie sand, maar nie 'n klein, maar sandgrond is net eintlik so goed, maar ek groei myne in leem. Dit kom maar van Meyerton se wêreld af in Gauteng, ja. En het jy 'n kunsmisprogram en het jy 'n watertoedienprogram? Hoe hanteer jy dit? Dis hy ja. Kyk, jy sit in jou grond in wat jy nodig het, wat jy kort, wat jy 'n landboukundige vir jou sê om te gee en dan hier by dag 30 dan kom jy agter jou plant, jou pompoen trek swaar. Hy groei nie so kwaai meer nie. Dan moet jy nou sien wat het jy dalk nodig, dan gooi jy meer potasium in en dan werk jy vir jouself so 'n plan uit met potasium, selfs sulfur, dis baie belangrik want dit wat hom so vet maak en goed om hom in te sit. En dan elke dag dan net jy ietsie soos Seagrow produk en daai tipe dinge organies wat hom ook help. Hy maak dalk nie 'n mooi pompoen nie, maar jy soek 'n groot pompoen. Ja, jy soek volume. So elke dag is daar maar ietsie wat jy En 'n waterprogram moet jy hom elke dag bietjie gee of Dis hoe hy. hanteer jy hom? Ja, daai grond ek het, hy behou nogal lekker sy water, so ek gooi so 600 liter water 'n dag op so 'n pompoen uit in 'n warm dag en daai dinge, so jy probeer maar te kyk of gaan dit reën vandag om dit te meet, want tot 600 tot 1000 liter water kan so 'n pompoen 'n dag gebruik. Hoorie sommer as jy nou bietjie stadig met jou water is en hy gaan begin swaar trek, het jy dan die gevaar dat so 'n pompoen kan afspeen? Dit is waar. As jy een dag het wat jy sien jou grond is droog, dan voel jy hom sommer in jou hart want jy groei volgens jou pompoen, volgens jou grond en alles jou Ja. blare. En dit kan maak dat jou pompoen stil staan of kleiner word. Nee, dis baie goed, maar sterkte, ons gaan net 'n bietjie beter, ons gaan kyk wat gebeur vandag hierso. Baie Die mense kom nog in, ons is nou nog by die inweegstadium. Ons sê vir julle almal wat deelgeneem het sterkte en dit is baie mooi en baie dankie. Ek sê ek baie dankie. Nee, goed Wikus. Ja, heerlik weer vanjaar hier by die jaarlikse pompoenkompetisie wat Cullinan Boereunie aanbied. En hier loop ek een van ons ou welkome besoekers wat elke jaar hierdie kompetisie kom bywoon hier raak.
Henny Du Plessis, Henny, heerlik om jou hier te sien. Dankie Ben, dit is vir ons heerlik om hier te wees soos elke jaar. Wat is jou belewenis van hierdie pampoenkompetisie? Weet jy Ben, dis waar 'n ou lekker kan kuier in die eerste plek. Al die ou vriende weer sien en dan natuurlik die pampoene wat ook gebruik word vir liefdadigheid onder blankes en daar 'n groot bydrae lewer. Maar dit is lekker net om hier te wees en hier te kuier. Ja, nou het ons vanjaar, hulle is nog besig, julle het nou lekker vroeg ook gekom, hulle is nog besig om bietjie af te laai en in te weeg. So ons is in afwagting om te kyk of hier vanjaar weer 'n Goliath van Gat kampioen kan kom. Ons sal nie weet of hier 'n Suid-Afrika kampioen pampoen kan kom nie. Ons praat nog nie van die wêreld ene nie. Nee, glad nog nie, maar hier is al 'n paar baie mooi pampoene en baie groot is. En ons hou duime vir die manne wat die moeite gedoen het om hierdie ding te laat groei. Ja, en heerlike stalletjies, nee, en eet goed en drink goed en kuierplek en geleentheid, nee. Baie lekker, soos die boeremark maar altyd is. Dit gaan heerlik wees om vanaand hier saam te kuier met vriende. Weet jy, in die verlede het ons hierdie pampoenkompetisie baie keer in die dag gehou. Verlede jaar het hulle die aand gedoen en vanjaar nou weer eintlik laatmiddag na die aand se kant toe. Ons sit met die situasie van die COVID-19 inperking maatreëls wat natuurlik nou gerespekteer moet word. So dit het 'n groot demper geplaas op baie van hierdie goed. Wat is jou belewenis ten opsigte van die aandgeleentheid of die daggeleentheid? Jy het wel albei ervaar. Nee, weet jy Benny, ek hou baie van die aandgeleentheid. Ook hier op die Saterdag aand is dit miskien lekker vir die mense om uit te kom en hier te kan wees. Ons is nou baie gewoond aan die Vrydag aande, was ook altyd baie lekker vir ons om op 'n Vrydag aand na die boeremark toe te kom. Maar hierdie aand gaan vir ons goed werk. Nee, ek wil amper vir jou sê, kom ons geniet die aand, ons gaan mekaar nog 'n paar keer hier raakloop en saam kuier en ja, geniet dit, net die stalletjies, dis ook om die mense hier is en ek weet, jy het 'n hele paar vriende genooi om saam met julle vanaand ook hier te kom kuier, so, ons sien mekaar nou. Nee, baie dankie Benny, ek sien ook uit vanaand en ek dink ons gaan dit geniet, almal saam hier. Baie dankie. Baie goed. Jammer dat die buurtuin nie weer. Ek sien nie 'n buurtuin nie, dan loop dit. Daar is Jaldien Fourie van die Streeknuus in Bronkhorstspruit. Dit is wonderlik om die media hier te hê by ons jaarlikse pampoenkompetisie. Ag, dis fantasties. Dankie dat ek hier kan wees. Ja, hoekom is julle hier? Wel, Hendrik Kombrink, die organiseerder, het my genader, vriendelik genader en ek het gehoor dis 'n inisiatief van liefdadigheid en dit ek gedog, weet ons is 'n klein koerantjie wat gemeenskappe bemagtig en wat daarvan hou om gemeenskappe bymekaar te bring. En ek het gedink dit is 'n goeie inisiatief om te volg en dit in die koerant te publiseer. Ja. Ja, die Streeknuus word hy wyd gepubliseer. Ja, die Streeknuus is uitbreiding en strek actually ver. So ons bemark in Delmas, ons berig in Delmas, ons berig in Babsfontein, ons berig in Pretoria Oos, ons berig in Balmoral, ons berig in Bronkhorstspruit. Ons berig in Cullinan en Ruyten omgewing. So dit reik relatief baie. En hoe versprei julle die koerante? Nee, deur drywers wat die koerant aflewer in printmedia. Ons het letterlik 'n koerant wat jy kan vat. Ja, hardkopie wat jy kan lekker ruik en jy kan hom voel en jy kan hom proe amper. En is dit by afsetpunte waar mense dit kan koop of hoe werk Ja, dis by afsetpunte word dit versprei so in 'n supermark byvoorbeeld, soos Pick n Pay of jou plaaslike supermark, ja. Jaldien, pampoenkompetisie het nou vanjaar weer 'n hele klomp pampoen-inskrywings gekry. Jy het nou self daarna verwys, die kwessie van liefdadigheid. Ja. En ons sal nou vanaand kyk, jy weet, wanneer die finale aankondiging gemaak word, wie is die wenner. Maar dit lyk vir my asof ons weer 'n nuwe Goliath van Gat rekord hier kan hê vanjaar. Dit lyk so, ja. En ons weet jy, dit is wonderlik vir ons as daar 'n goeie storie gedra word. En ons sê dankie vir die media, want ons het in Suid-Afrika nodig dat hoop stories uitgedra word. En ons sê dankie as julle vir ons ook kom positief oor hierdie wonderlike geleentheid kan beriggewing doen. Ja, nee, definitief. Dis 'n goeie inisiatief om te volg. Daar's 'n hoopbring storie hier. Geliefdadigheid word betrokke en ek voel regtig dat mense kan bereik en harte kan bereik en gemeenskappe kan bereik. So, met hierdie inisiatief sal ek natuurlik 'n goeie storie wil lewer en ek het gesien Wikus wat een van die grootste pampoene het. Ek neem aan hy gaan die wenner wees. Dit lyk ek het so so, nee. voorgevoel dat hy heel waarskynlik die wenner gaan wees en so heel waarskynlik as hy die wenner is, ek het sy telefoonnommer ook. So daar is 'n ander storie in die pipeline ook wat heel waarskynlik gebore kan word, ja. Nee, van Tele Suid-Afrika se kant het ons een boere-unie, Cullinan boere-unie waar Hendrik Kombrink nou juist by betrokke is die drywer van hierdie ding. Dit is die 17de jaar wat hierdie ding aangebied word. Sjoe, kan jy So, dit kom glo? lank Amper soos ek oud is, want ek is nou ek storm 20, so 3 jaar ouer. Ja, daai eerste een kon jy hier rond gekruip het, nê? Ja, nee, definitief. Heel waarskynlik. Ja. Nee, dis goed. Dis Jaldien, ons is baie positief oor dit en ek dink dat 'n mens kan hierop voortbou. As ons gaan kyk en jy kan bietjie ook meer uitvind oor die nasionale rekord en ook die wêreldrekord. Fantasties. Ons praat van 'n wêreldrekord van 'n pampoen wat al 1150 of so iets kilogram weeg.
wat uit België uitkom. Dit is skrikwekkend Nou groot. wens ek was hier alles in daai omgewing. Ja, dis reusagtig groot, nee. Hier in ons land, ek is nie seker nie, oor die 800 kg iewers. Ons sal net hoor wat is hierdie een. Ons vorige rekord dink ek was 565 hier by Goelet van Gat. Kom ons kyk. Kom ons kyk dan. Ja, Jy dis bly reg. my oog daar by pampoen hoor. Dis reg. Dames en here, daar is ons nou by die groot oomblik. Dankie dat julle nog steeds hier is. Dankie dat julle die aand of die middag saam met ons geniet. Wat vir my lekker is om te sien is dat hier 'n lekker atmosfeer is en dat ons lekker kuier en dis die hele doel van die ding. Ek moet sê hierdie manne werk 11 maande. Dit is 11 maande, 12 maande, 13 maande. Want hy begin al laas maand het hy al begin beplan. So hy gaan nou 'n maand, bietjie rus dink ek. En dan begin die harde werk met die voorbereiding en al daai klas van goed so. Ek weet Piet het klaar 'n videoetjie opgesit wat sê die beplanning en die arbeid is aan die ruitenwypertjie werk, die skoffelploegie werk, klag hier, klag geskoffel. So ja, nee, dis harde werk, dis lank werk. Ek dink dis die uitdaging. Ek sê nou die dag vir iemand, hoekom doen ons hierdie ding? Hoekom kan jy net hierdie inisiatief begin 17 jaar terug om groot pampoene te kweek en kompetisie aan te bied. Die een ding was, dis vir 'n fondsinsameling vir ons as Kalien en Boerie Unie. Ons verkoop die pitte, ons verkoop die inskrywings, ons reël dan nou hierdie geleentheid as 'n inkomste. Maar die ander ding is om die mense in die dorp bewus te maak van die uitdagings wat ons as landbouers mee sit. En jy kan jouself nou indink, nou het jy 'n pampoen geplant en daar's net een pampoen wat op daai rank van jou groei. Jy het miskien 2 of 3 ranke. Nou kom ons aanvaar, jy het een pampoen wat jy besig is om te groei. En daai een pampoen kom iets oor. Dit is so goed soos wat 'n kommersiële boer se hele oes verwoes word deur 'n droogte of 'n vuur of 'n plaag of iets van die aard en hy het geen inkomste nie. So jy net daar verwoes jy jou hele oes. Verloor jy jou hele oes. En dis die uitdaging wat hou mee sit. En dit is maar net om 'n bewusmaking te doen en dan ek dink die derde ding is dis ontsettend lekker. Dit is 'n fees. Dit is en daar's 'n spangees onder die ouens. Weet jy daar's 'n WhatsApp groep of groepies waar hierdie manne met mekaar praat en raad gee en ondersteun en sê kyk hierna, doen dit. En dis internasionaal. Dis nie net hier in Suid-Afrika nie. Ons praat hier met mekaar, maar die ouens praat oor see ook met mekaar. So dit maak dit lekker. Kom ons begin met die prysuitdelings. Ons kan begin met die juniors. Daar is 'n kompetisietjie waar jy jou junior onder 16 jaar pampoene kan inskryf. En ons het nou elke jaar 'n paar deelnemertjies. Ek gaan nou ook kaarte speel. Jandro se pampoen bly daar, is daar by my op die plaas. Hy kom gereeld soontoe en hy kom kyk na sy pampoen en hy help vir oupa om dan nou daai pampoen gesond hou. En hy sê oupa moet net onthou om daai regte diepwat te spuit op die regte tyd en al daai lus van dinge. So ja, dit is 'n lekker. En ons moet hulle so leer van kleins af. Junior pampoentjies, junior inskrywings, Johan Haven gaan die 5de plek. Marley van Aarde, 4de plek met 28 kg. Marley. Laurie van Aarde.
Isabella Reineke. Kom Isabella. Hoe staan hierdie kant? Draai. Kyk. Hierso. Kyk hier. Jannie Reineke, 104 kilogram. Dan vir die spangees. Die spangees kompetisie is nou maar die mense wat nou kon deelneem en hulle het nou geleentheid aangegryp met hulle klere en hulle spangees en hulle saam staan en saam werk en al daai klas van goed. En ons het hierdie jaar goed gedink om dit aan agterplaas pampoenkinders te gee. Wat vir my nou lekker was van hierdie is, jy weet, jy het nou vir Lizzie en vir Wikus wat die pompoene groei, maar dan het jy die ondersteuningsspan wat ook hier is, jy weet wat nou al die harde werk moet doen, soos die pompoen aanry en aflaai en ronddra en rondskuif en cheer en al mekaar moet ondersteun. Baie dankie julle, dit is baie lekker. Dan kom ons by die pompoen gewig raai en dankie vir julle inskrywing daar. En daar was mense wat baie ver uit was. Dit is nou geval as jy die pompoene ken, nee. En die winnaar is Anna Jordaan. Die pompoen se gewig was 60 kilogram. Anna. Baie gelukkig. Julle ken julle pompoene, ja. Dit jammer, julle is net gevra. Jy sien, daar is nou een mislukte oes, ne? En vir die oorspronklikste pompoen. Dis wat julle regtig aanmoedig. Wat ek bietjie julle gedagtes loop vir volgende jaar. Om een oorspronkelijke pompoen te skryf. Ons het in die jaar ongelukkig ook een inskrywing gehad en sy staan hier langs my. En sy sit hier langs my. Die son het daar 'n bietjie rooi gebrand vandag. So, Marita Kombrink. Dit is een van die enigste oorspronkelijkste pompoen. Dat mag vast zitten ons zitten. En die lelijkste pompoen is Cornelis Bester. Die lelijkste pompoen. Ek het nou die pompoen sommer gedoop Einstein se brein. Wat vir my die beste is, hy het 2 sulke pompoene gekoop. So Cornelis, baie geluk met daai ene. Sterkte vir volgende jaar, ons vir julle, kom ons kyk hoe. En dan die meeste pompoen is Sonja Joubert. Ekskuus, sy het die meeste pompoen gebring.
10de plek met die gewigte. En die 10de plek is Davie van der Merwe met 'n pampoen van 21 kg. Davie is hierso. Davie, vat vir jou asseblief een van die sakke en jy kan so 2 van die saam kry. 9de plek is Skalk van der Merwe, 40 kg. Skalk van der Merwe, is julle nog hierso? Ja, hier kom hy. Geluk. Vat asseblief vir jou. Nou net so. Sien jy van hierdie goedjies? Hier 'n sak van daai. Skalk. Val jou. Staan net voor. Skud dit aan weer. Skud dit weer aan. Dit is baie geluk, Skalk. 8de plek is Jan Du Plessis. 'n pampoen van 60 kg. Jan Du Plessis. Sewende plek is Cornelis Bester met 'n pampoen van 92 kg. Draai net so om, het is so daarom net. Vat vir jou asseblief een van hierdie Cornelis en 2 van hierdie. Dankie. Sesde plek is Jan se Leo, pampoen van 262. Dis nou al die manne daar aan die ander kant van die Hoogskei rivier, en dit maak my bekommerd hierdie stories. Daai. Vijfde plek is C.T. Bouwer, de pampoen van 269 kg. Al die pad van Middelburg af. Baie welkom. Kom staan nie so langs nie. Hier kom staan nie so nog hier is plakstukjes. Ja, ek kan praat man oor dit. Sê. Hier is nog. Vierde plek is Sonja Joubert met 'n pampoen van 375 kg. Dis nou 'n mooi 375 kg. Dit is sommer spesiaal. Dit is nou 'n spesiale pampoen, dis mooi. Dan in die derde plek is Lizzie Lamprecht, 'n pampoen van 399 kg. Ik krijg van die van hierdie weg. Kijk van daar. Ek gaan help jou maar dra man. En ons tweede plek is Piet Joubert.
met 'n pompoen van 532 kg. Ja. Kan daar klim. Nou, voordat ek die laaste pompoen gewig aankondig, raai 'n bietjie. 650. 650, 900. 750. 620. In die eerste plek. Vir die eerste keer in baie jare. Ekskuus Wikus. Baie geluk Wikus. Ons Wikus Lambrecht met 'n pompoen van 790 kg. Dit is 'n nuwe En saam met daai die eerste 3 plekke het elkeen 'n kontantprys gekry. Wikus het R15.000 gewen en Piet het R5.000 gewen en Lizzie het R3.000 gewen. Baie geluk aan julle en ek wil vir julle wat dit vandag moontlik gemaak het, sê baie dankie. Ons doen die organisering en ons doen die, maar julle is die ouens wat die harde werk doen en 'n sukses maak van dit wat vanaand hier gebeur het. En ek sê vir julle elkeen baie dankie. Wikus, baie geluk. Ons het voorsien jy gaan wen, maar jene, 'n pragtige gewig van 790. Dit is nie baie ver van die SA rekord af nie, nee. Ja, dis waar. Ja. Die SA rekord op die oomblik, Wikus? 860 deur Piet Lots in die Kaap. Ja. Maar ek bedoel, dis vir ons 'n uitdaging. Ja. Volgende jaar gaan jy hom aanvat. Dit is nou moontlik. Ja, dit is nou binne bereik. Dit is hy. Hoorie so Wikus, maar kan jy wenke gee vir mense om in te skryf en hoe om betrokke te raak? Want weet jy, ons kan die ding so groot maak. Dis so 'n wonderlike geleentheid. Ja, kyk, as jy mense wil nader, ons kan probeer om 'n seminar en goed te reël om mense te help hoe moet hulle dit doen. Want baie mense verloor moed as hulle die eerste jaar groei en hy gaan nie goed aan nie, dan los hulle dit, maar dit gaan beter wees om mense te motiveer, om hulle te wys, handleiding te gee om te sê, maak so en dan gelukkig sal dit gebeur. Ek het gister en tot nou net 2 ure geslaap gekry. Want dis net pompoen met jy hou 'n tripod, alles moet regloop. Jy het een kans, as hy net val verby. Ja. Jy het een kans en jy weet die pompoen is nou dalk die grootste hier rond. En ja, so. Jy hou hom op in 'n 3-poot met 'n katrol en dan ry jy met jou voertuig onderop in. Ja. En sit jy dan klaar wat daai goedjies waarop jy hom gesit het? Dis sy palet. Wikus, ja, dis interessant. So ek dink jy praat van 'n seminar. Ons gaan miskien dalk kyk of ons 'n landbouspore kan doen waar jy vir ons baie spesifiek goed kan uitrol, jy weet, en vir mense sê presies dis soos ons dit moet doen. Ja, dit sal goed wees. Maar ek bedoel jy sê jy's los 1 pompoen op so rank. Ja, want jy het al die krag nodig van die hele pompoenplan want my plant hierdie jaar was 80 vierkante meter. So 80 vierkante meter se pompoen blare voer 1 pompoen. Die hoofrank met sy syranke, maar alles wat na die pompoen groei is nodig vir pompoen nie. Hy vat net weer krag. So jy loop dit jou hoofrank daarna na jou pompoen. En dan dis hoe jou pompoen al daai voeding op een slag kry. Ja, dit is baie interessant en ek dink dis ook jy koester hom soos 'n babietjie wat jy moet groot maak, nê. Nee. Ja, jy groei hierdie pompoen met jou hart, met jou verstand, jy het baie hoop. Wat met die plant gebeur met jou. So as jy iets seker op die blaar dan voel jy jou hart maak so pyn. So jy
leef saam met daai pampoen. Die pampoen het 'n naam, so daai pampoen van hierdie jaar was Johanna. Sy is die 5de Oktober geplant, dis van my ma verjaar en haar ander naam is Johanna. En dis waar Johanna vandaan kom. So, moederliefde gee jou maar terug en daar is Johanna. Nee, hoor eens zo. Dus ek wil vir jou sê baie geluk hoor. Dit was regtig iets besonders. En ons wag vir volgende jaar. Volgende jaar stamp ons om en die jaar daarna die wêreldrekord. Ons gaan volg. Baie dankie vir die geleentheid. Dankie Wikus.